Al die vakansiedae is verby. Nou kan ons weer normaal wees. Ons is eintlik normaal, maar ons kan nou normaal weer doen wat ons gedoen het. So baie welkom op hierdie donderdag aand by hierdie geleentheid. Ons eer die Here vir elkeen van julle wat ook vanaand gaan kyk. Ja, dit is lekker om weer hierdie bietjie saam met mekaar te wees en saam te kuier. Verlede week was nogal 'n aan die gang week so. Ja, het was ook 'n vakansiedag en ja. So, maar ag, baie welkom. Ek dink ons het 'n goeie week vir almal ook agter die rug en vandag is alweer besig sien 'n mens met al die verkeer en dit word al hoe kouer. So. Dis ek maak 'n baie nee, baie net want dit word kouer. Ek is mos geperd, so ek is reg. Bly jy is geperd. Julle sien ons sit verkeerd om vanaand. Ja. Miskien is daar iets niets wat gaan gebeur, miskien is daar 'n nuwe seisoen. Ja. Miskien het die een net laat gekom en die ander een moes opskuif. Goed dan. Ek was laat, maar hallo almal. Kom ons wees rustig. Hallo Sharon. en Alet, baie welkom Erna. En Lee, lekker om julle almal te sien. Ook weer vanaand. Ja, dit is toch lekker om so op 'n donderdag aand saam te kuier. Ja. Al is dit nou net vir 1/2 uur, dit is toch vir ons. Dis vir ons lekker in elk geval. Hallo Celine. En hallo Johnny. En Marina. Goed. Dis so Marina het ook 'n mooi getuienis al van ons het ook vir haar gebid en die gewas is ook besig om te krimp. So ons eer die Here. Marina. Dis so. Daar sy lekker en ja, ons bid nog steeds vir Erna hulle, dat die Here ook vir hulle en daardie behoefte van 'n kar voorsien. So, daar sy. Sover het ons, is dit wat ons op aanlyn het? Dis reg, ons gaan saam met hulle, dit is Ja. Een van die goed wat ons almal sê, dat ons moet doen, ons moet vergewe. Nou, dis, die Bybel sê so, Ja. ons weet dit, so ons moet vergewe, totdat jy iemand moet vergewe. Dan is dit skielik nie meer so maklik nie. Dit is baie moeilik, Ja. dit is nie so eenvoudig nie, nee. Ja, En 'n mens hoor dit altyd, en jy weet die woord sê, vergewe, maar ja, dit is waarom as jy 'n bietjie stikkend is en jy het seer, dan is dit een van die moeilikste goed om te doen. ja, en dis gewoonlik mense wat baie naby aan jou is, wat jy moet vergewe. Ja. Daar is baie keer ouens wat jy glad nie eers ken nie, soos met Erna, hulle wie se bakkie gesteel is, hulle weet nie wie dit is nie. Dis baie erg. Ja. Nou moet jy daai ou vergewe en jy sit in die gemors. Ja, is so. Ja. So dis baie moeilik om sommer net te kan vergewe. Mens kan al die besware hê hoekom jy nie kan vergewe nie. Jy kan vir ons sê van al die pyn en ons weet van sommige van julle se pyn. En een van die goed wat mense dikwels vir my sê is, maar hoe is dit regverdig? Hoekom moet ek vergewe en daai ou kom skotvry? En dit is regtig moeilik. Ek dink so ook, nou dat jy sê van Erna hulle, dink ek so in die tyd toe ons bakkie totaal en al deur die nag gestrip is. Daar het regtig feitelik net die los engine was oor gewees. En op daardie stadium was ek kwaad. Ek was kwaad en dit was ook vir my onregverdig, want ek het net gevoel, maar dis iets wat vir ons werk en iemand anders kom net eenvoudig en hy vat net. Dis nie eers, daar's geen geregtigheid daarin nie en dis moeilik. Dis net so. Ja. Ja, hier was 'n strip show in ons erf. En ons het dit nie eens bygewoon. Ja, ons het die heel nag geslaap. Ja. Ja, so Ja. Maar, en een van die ander redes wat mense sê hoekom hulle nie kan vergewe nie, hulle sê, as daai persoon wat my kwaad aangedoen het, wat my pyn veroorsaak het, as hulle my om verskoning kom vra, Ja. dan sal ek hulle vergewe. Ja. Maar voor dit gaan ek dit nie doen nie. Nou, ek wil vanaand iets vir jou leer. Jy gaan uitvind hoe sterk jy is. As jy iemand vergewe, Ja. wat nie jammer is nie. Dis, ja. Jy gaan uitvind hoe sterk jy is, as jy 'n verskoning aanvaar, wat jy nooit gekry het nie.
Dit gaan iets van jou geestelike sterkte sê. Maar dit is ook so, dat die Bybel vir ons sê, byvoorbeeld Efesiërs 4 vers 32, vergewe mekaar ook, soos God julle in Christus vergewe het. 'n Paar goed wat ons vir mekaar moet sê. As jy vergewe, sê jy nie, dat dit wat die ander persoon gedoen het, is reg nie. God het nog nooit sonde goedgekeur nie. God haat sonde. Dis baie duidelik, byvoorbeeld, in die owerspelige vrou. God vergewe haar, Johannes 8, sonder om haar sonde goed te keur. Net soos wat God mense se sonde nie goedkeur nie, en hulle tog vergewe, so moet ons ook sonde vergewe. Baie keer dink mense, as ons iemand vergewe, dan moet ek nou vir daai persoon bel, of ek moet na hulle toe ry en sê ek het hulle vergewe. Maar ek hoef nie dit te doen nie. Nee, jy hoef nie dit te doen. Maar dis nogal 'n ander uitdaging ook. Vergifnis is nie versoening nie. Okay, ja. Vergifnis is tussen jou en God. Versoening is wanneer die ander persoon bykom. Ja. En as daar versoening kan wees, is dit goed. Maar baie keer is versoening nie moontlik nie. Iemand kan alreeds dood wees. Of baie keer is dit nie wenslik nie. En baie keer moet jy met vergifnis 'n grens trek. Ja. En sê, ek sal hierdie persoon vergewe, maar ons is eers klaar met mekaar. Ja. Vergifnis beteken ook nie algehele kwytskelding van straf nie. Baie keer is daar hofprosesse aan die gang. Baie keer is daar regsaake. Jy kan iemand vergewe, maar die regsaake gaan nog steeds voort. Ja. So mense moet dit ook onthou. Vergewe mekaar soos God julle in Christus vergewe. So dit sê al klaar vir ons, dat vergifnis het sy oorsprong in God se hart. En in Christus kan ons sien wat vergifnis van sonde regtig beteken. Christus het die mens se skuld by God betaal. Ja. En daarom word ons vrygespreek, daarom word ons van skuld kwytgestel. Vergifnis is nie so ingewikkeld nie. Dit sê vir ons, Jesus het ons vergewe, ons het vergifnis in ons, en my motivering is, ek kan daai vergifnis nou uitdeel. Dis nogals belangrik. Juist omdat God my vergewe het. Juist omdat hy my vergewe het. Ja. Ons dink baie keer vergifnis, ons vra die Here dat hy ons sondes sal vergewe, want ek wil daarom nou nie hel toe gaan nie. Ja. Ek wil daarom nou nie elke dag met 'n skuldige gewete sit nie. Ek wil 'n liggaam sonder siektes hê. Ja. Dis goeie redes. Maar ek dink nie ons besef altyd, as ons vergifnis van ons sonde deur God kry, kry ons God nie. En dis eintlik die grootste wonderwerk. En dis die grootste wonderwerk. Dit gee vir ons daai innige verhouding met God. Ja. Ek dink so 'n bietjie daaroor. As ek van my sonde vergewe is, waar pas God in? Hy bevry my om hom te geniet. Ja. Om nie hel toe te gaan nie, Ja. beteken hy leer my iets van die vryspraak. Daar is baie mooi, nee. Ja. En die feit dat hy ons leer om hom te sien. Ons leer om hom te Die oomblik is hierdie wat jy sê oor die vryspraak, om vry te kan wees, beteken ook ek vry is in hom. En ek is totaal en al vry dat ek 'n oop verhouding het. En dat ek in daardie verhouding meer en meer hom kan aanbid, hom kan dien. Absoluut. En absoluut net, hy sal meer en meer van homself dan in daardie verhouding kan openbaar. Absoluut. Want anders is hierdie ding wat net die hele tyd tussen ons staan, nee. Die oomblik is ons die hele tyd met skuld met loop, word ons beperk. Ja. En die vryheid is eenvoudig so alles oorheersend en alles omvattend, want ons word daarin skoon gewas, ons word rein verklaar.
En dit is die heerlikheid, ons kan sy heerlikheid begin ervaar. Ja, Petrus sê ons is onbesmet, Ah, onberispelik dis voor mooi, God. nee? Ja. Paulus sê ook in Kolossense 3 vers 12, moedig hy ons ook aan om te vergewe. Hy sê, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het, daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees, wees geduldig mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Ja, en ek dink dit is nogal belangrik, want vergifnis vra vergifnis. En vergifnis kom van hom af, hy is die een. Deur hom word vergifnis volbring. Hy het al reeds gedoen vir ons aan die kruis. Jesus het vir ons aan die kruis gedoen. En hy gee dit vir ons. En dit is absoluut 'n genade om te kan vergewe. Ek dink Lee sê ook hierso, vergifnis doen jou siel goed. Hallo Duifie, lekker om jou ook te sien. Hallo Sue, lekker om julle te sien. So vergifnis doen eintlik 'n mens totaal en al, doen dit 'n mens goed. 'n Mens kom op 'n plek wat jy net besef, maar al waaroor dit gaan, is dit gaan oor God. Die rede tot vergifnis is dit gaan oor hom. Dit gaan oor iets van hom wat ons besig is om ook uit te beeld en uit te dra na ander toe. En sonder dat ons dalk partykeer 'n woord hoef te sê, word dit net raak gesien. Ja, en hierdie vergifnis sien ons in die gelykenis van die ondankbare amptenaar in Matteus 18. Die koning roep 'n amptenaar in. En hy sê vir hom, jy skuld my so 'n paar miljoen rand ook. Ek dink dit was so 6 miljoen. Ja. Hy sê, ek dink jy moet dit nou betaal. Hy sê, ek kan nie. En die koning doen 'n wonderlike ding. Hy sê, ek gaan jou nog 'n kans gee. Ja. Ek skryf dit alles af. Ja. Dis so kragtig. Hy begin nie oor. Ja. Ek hou niks van dit teen jou. So, ja. Hierdie ou is baie opgewonde. Hy gaan uit daai paleis uit en net toe hy buite kom, kry hy 'n mede-amptenaar. Hierdie ou skuld hom 'n paar rand. Net 'n paar rand. Ja. En hy gryp hierdie ou en hy sê, jy, betaal my wat jy my skuld. Ja. So. Betaal my wat jy my skuld. Ja. Van die ander amptenare hoor dit en hulle gaan praat met die koning. Hulle sê, ja, ons weet nou nie hoe werk dit nie. En die koning roep hom in en hy is kwaad. Hy sê vir hom, moes jy nie ook die mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie. So vergifnis vra vergifnis. En die einde van daai storie is dat daai gelykenis is dat die koning sê, vat hom weg, martel hom tot hy sy skuld kan betaal. Skrikkelik. Nou dink 'n bietjie net vir jouself, logies. Ja. Hy sit in die tronk. Ja. Hy word gemartel. Oh. Wat gaan hy werk om dit te kan terugbetaal? Ja. Jo. Hy het sy kans gehad. Sure. So vergifnis vra vergifnis. En daarom moet ek as nuwe mens die Heilige Gees vra, herinner my as woede my oorval. Wanneer ek in versoeking kom om bitter te wees as iemand my seer maak of teen my oortree, fluister in my hart, wat het dit Jesus gekos om my te vergewe. Ja, so. En ek moet vir julle sê, om 'n nuwe natuur te hê, beteken nie dat jy nooit gaan kwaad word nie. Beteken nie dat jy nie bitter gaan voel nie. Maar hoe jy daarop gaan reageer, is wat saak maak. Streef ons daarna om heilig te wees, soos wat God heilig is. Streef ons daarna om ander te vergewe, om sagmoedig te wees, om vriendelik te wees. Jesus sê ons sal aan ons vrugte geken word. Wat is die smaak van ons emosionele lewens? Van die reaksies wat normaalweg uit ons mond uitstroom. Ons moet die Here vra om bitterheid en woede en wraak met wortel en tak uit ons hart uit te haal.
Daar's 'n gesegde wat sê dat as jy nie iemand vergewe nie, dan is dit soos iemand wat gaan gif koop. Hy self drink dit Ja, en hy hoop die ander ou gaan dood. dis verskriklik. Né? Nee. Dis wat Dit vergifnis neem jou, is. dit neem nader aan jou totale wese oor. Dit neem alles oor. En die gif word net al hoe meer. Al wat oorbly van vergifnis as jy nie vergewe nie, Ja, is die gif in Ja. die woord. ja, Want wraak vernietig jou. ja. So. As jy kan vergewe, word jy vry. As jy kan afstand doen van bitterheid, word jy gesond. Daar's daai gedeelte in Spreuke wat sê dat 'n mens se jou binnekant van jou bene droog uit, Ja, nee. as jy nie Dis, vergewe nie. as jy nie, dis verskriklik. As Nee. hoor jy, 'n mens kan Ja. siek word. Ja, Ernstige fisiese siektes kry ja, as jy nie vergewe nie. ja. Ja, So dis eintlik die goeie ding om te doen, is om ander te vergewe. so. Natuurlik, ek gaan nie wees soos daai een dominee wat op 'n plaas kom. Daar was so pas 'n plaasaanval. Die polisie neem nog verklaringe en hy stap na die boer toe en hy sê jy moet hierdie ouens vergewe. Oh, ja, is baie. Nou kan julle dink wat het daai boer gedoen? Hy het gesê, ja. sien nie baie. Ja, nee, kan Kry jou ry. So Ja. ek sê nie ons Jy moet dit moet doen nie. jy het 'n proses eers. Jy het 'n proses waardeur jy gaan. Jy moet daar's verliese. Ja. Jy moet rou oor jou verliese en Ja. ons kan een aand oor verliese selfs praat. Ja, So ek sê nie 'n mens kan dadelik vergewe nie. ja, Die Bybel sê ons moet vergewe. En uiteindelik moet ons daar uitkom. Maar 'n mens kan nie, baie keer is dit net onmoontlik om Ja. dadelik te vergewe. ja. Die hartseer, die pyn, die verlies is net te groot. Ja, So vergifnis gebeur nie van self nie. Dis 'n proses, ja. maar dis ook 'n keuse wat jy maak. Ja, ek dink dis die belangrike is die keuse. Ja. 'n Mens kan nie die horlosie terugdraai nie. Ons kan nie die verlede met al sy pyn en sy seer gaan uitvee nie. Maar jy kan 'n keuse maak om nie meer die slagoffer van jou verlede te wees nie. Wat aan jou gedoen is gedoen. En ek is jammer as jy pyn het en as jy seer gekry het. Maar met 'n keuse om te vergewe, plaas jy jou in 'n posisie om vry van jou verlede te lewe. En as jy nie meer 'n slagoffer nie, dan word jy 'n oorwinnaar. En so versprei jy eintlik God se genade. So jy moet vir jouself afvra, dra ek wrokke in my? Ja, Vra die Heilige Gees om aan jou te openbaar as daar mense is wie jy moet vergewe. En sit hulle op 'n lys en begin met die Here oor hulle praat. Want vergifnis is tussen jou en die Here. ja. Ek dink is vir my so mooi, ek lees hierdie, want vanuit vergifnis besef ons is sterk, wat jy net nou gesê het, ons is sterk in Christus, ons is gereinig, ons is gesuiwer. Ons word eintlik 'n warrior, 'n overcomer. Ons kan enige iets oorkom. En dit wat die duiwel dink hy het teen jou en waarmee hy jou vas kan hou, jy word absoluut vrygemaak daarvan, want die krag van Jesus kom bevry ons. Die oomblik as ons daardie keuse maak, is dit die krag van Jesus wat in werking kom. En dan kan ons, wanneer ons daardie bevryding beleef, kan ons hom loof en prys. En hy gaan die eer kry en ons gaan besef wat 'n wonderwerk is dit, want sy liefde gaan weer alles oorwin. En sy liefde gaan in ons werkend wees. So, wanneer ek vergewe, is dit eintlik soos 'n miljoen stukkies puzzles wat weer aan mekaar gesit word. Dan kan ek opstaan en ander kan Christus in my raak sien, so ons kan daar die vrug kan dra van dit wat hy in ons kom doen het. Ja. Ek dink Trudy skryf dit ook mooi. Vergifnis is bitter seer om daai woorde te uiter. Vergifnis moet so opreg wees, dan bring Jesus ook vir ons meer kalmte en verdoof die pyn, seer en onthou. Dis 'n ongelooflike lekker wonderwerk om weer te kan lewe sonder seer. Dis so mooi. Baie mooi. Ja, Baie mooi. is dit weer iets geskryf? Ek het gedink ek het vergewe, maar is 'n groot seer.
En ek het dit beskryf as 'n demoon van vernietiging wat jy steeds voer as jou vergifnis nie opreg is nie. Dis so waar. Hallo George. Ja, ek dink dit is absoluut so waar, want dis 'n ding wat 'n mens se lewe totaal en al dan beheer. En dan ook dit onvergifnis veroorsaak siektetoestande. So 'n mens moet na daardie goeders begin kyk ook. En kyk wat is in my lewe en ek moet dit laat gaan. Ja. Want dit kan absoluut my totale wese, my liggaam beïnvloed. Absoluut. Ja. Ek het net gaan ons bid. Ek wil net gou hier. Ek het beleef hier's iemand jy word verskriklik kwaad. Ek sien net so 'n rooi doek en dis asof jou emosies net so kan opvlam. En jy's iemand wat ook baie keer sal sê, open my eyes, Lord, I want to see you. So in daardie is dit ook asof jy net soek om kalmte te kan vind. Jy so op soek na vrede en ek sien net hoe Jesus so blou doek bring en dat hy so blou doek oor jou kom gooi en dat hy sê you are going to define all the odds. Dit wat mense van jou gesê, dit wat oor jou gespreek is, dit gaan Jesus weer kom heel maak. En dis asof hy net vanaand vir jou wil sê, hy kom en hy neem elke gedagte gevange en hy plaas dit onder sy voete. So hy is absoluut besig om dit te vernietig en hy gaan vanaand autoriteit neem oor hierdie situasie, oor hierdie geweldige emosie wat jy so intens kan beleef. So vanaand wil ons net kom en ons kanselleer elke uitspraak van die vyand, elke uitspraak wat mense oor jou gemaak het, oor jou gesondheid, oor jou verstand, oor jou emosies, kom kanselleer ons in die naam van Jesus en ons neem autoriteit daaroor en ons plaas elke gedagte in Jesus en ons bid vir vrede, dat die vrede van Jesus jou in besit gaan neem en ons bevry jou deur die bloed van Jesus. Ons weet dat die bloed van Jesus jou vanaand kom vrymaak en ons bid ook dat Jesus jou oë sal kom open, soos wat jy vra en dat jy drome gaan droom, dat jy hom gaan sien in dimensies wat jy totaal en al gaan verstom. So mag jy hierdie geniet van dit wat Jesus wel vir jou het. Amen. Baie mooi. Kom ons bid ook saam weer vir ons mense. Here, dankie dat ons vanaand hier kan wees en ons weet vergifnis is moeilik. Help vir ons om die vergifnis wat U in ons geplaas het, net te kan uitdeel. Dankie dat ons ook vir mekaar kan bid, Here. Hulle wat siek is, hulle wat dalk in een of ander krisis is. En daarom bid ons steeds vir Lienel en Anel Christo en Charlotte Womrans. Ons bid vir Martin en Elsie Vos en vir Christof. Dankie Here, U mense, U kinders. Ons bid steeds dat U hulle sal aanraak, dat hulle gesond sal wees. Ons bid vir Annelien en vir Pieter. Ons sê vir U dankie vir Marina de Vos, die getuienis wat sy oor U het. Ons bid steeds vir Marinda Leroux en vir Teresa. Dankie Here dat ons ook vir Martin en Erna Pelser steeds aan U kan opdra. U kinders, Here, en hulle gaan ook deur 'n tydperk wat party dae is net nie goed nie. Maar hulle behou geloof. En daarvoor eer ons U. En ons bid Here dat U 'n omkeer ook in hulle situasie sal bring. Dankie dat ons ook kan bid vir Angela en Sonja en Kobus van Sail, Johan van Rooyen en Niels van Rensburg en Russell en Joan van der Berg en oom Mike. Party van hulle se toestand lyk heeltemal hopeloos, ander van hulle het hoop. Ons bid Here, skenk vir hulle elkeen hoop. Dat hulle sal weet, U is by hulle teenwoordig en U raak hulle aan. Ons bid vir Elsabie Pieterse en Isak Jonker en Marie Klaasen en Elmarie. Dankie
Dankie Here dat U ook met hulle is, waarvan hulle moet herstel, wat ons vir daardie herstelproses. Ons bid ook vir Pieter Lui, Here, na sy operasie. En ons weet die eerste 6 weke is moeilik en ons bid dat U ook vir hom sal aanraak, dat hy gesond sal wees. So ook vir Tyra Ray en ons bid vir Tina van Sail daar in ICU in Natal, dat U ook vir haar sal aanraak, Here, en dat sy gesond sal word. Dankie dat ons steeds kan bid vir Adele Marx en vir Trudy Louison en vir Letty en Linda Vermeulen, Nora Mentjies en Jonette Toy. Ons plaas hulle net weer opnuut voor U, Here. Dankie ook vir Trudy se getuienis oor vergifnis. Ons bid vir Christo Weier wat hierdie week geopereer is, dat sy herstel ook goed sal wees. Andries Pretorius, daai voet wat ons so opkuil, vir Leon en Antigog en Ingrid Kaywood, Navia, en vir Henny en Elsie Kien en Jacques. Here, U ken hulle by die naam, U weet selfs, as daar net hare van hulle koppe afval. Raak ook vir hulle aan, Here. Ons bid vir Tannie Audrey en vir Nicolien Tolmey, en Anandi en vir Karen, vir Marie, vir Vash van der Merwe en vir Hein, vir Christo en Hanley. En Here, waar ons ook weet Clarissa Swart het vandag 'n operasie ondergaan, bid ons dat dit goed sou afgeloop het. En ons sien uit daarna, Here, dat sy ook gesond sal wees. Ons bid vir Wimpie Prinsloo en vir Eddie van As, wat ook in die hospitaal is. So ook vir Marinda, vir haar besigheid en ook vir deurbrake en ander mense se besighede. In 'n tyd waar mense dalk swaar kry met hulle besigheid, bid ons Here, skenk hulle wysheid, skenk hulle uitkoms. Hier's 'n klomp mense wat deurbrake soek in finansies. En ons kom net vanaand, Here, en ons kom bid. Kom gee U self daardie deurbrake. Mense wat rekeninge kry, wat hulle nie kan betaal nie. Mense wat munisipale rekeninge kry, wat so de mekaar is. R60.000 en Here, ons bid, kom U en kom sorteer ook daardie goed vir hulle uit. Dankie dat ons dit kan bid. En ons doen dit in Jesus se naam. Amen. Ja, Here, ons bid vanaand vir ons land, ons bid vir elke munisipaliteit en elke munisipale werker. Ons bid, Here Jesus, dat U self in die gange van munisipaliteite autoriteit sal oorneem, dat U daar erken sal word, dat U lof aanbid sal word, dat U geëer sal word. Here, ons bid vir mense wat die werk sal doen, wat eerlik en opreg sal wees, wat 'n soeke en 'n honger het na U, Here Jesus. Ons bid dat daardie mense die vrymoedigheid sal hê om op te staan, om ook die korrupsie aan die lig te bring. Ons bid vir hospitale, Here, hospitale waar U woord nie meer verkondig mag word nie. Ons bid dat U daardie geleenthede sal skep, daar waar mense swaar kry, daar waar mense selfs in hospitale werk en aangesê word dat hulle nie mag geestelike musiek luister nie. Vader, kom U en tree asseblief daarin, kom verander hierdie land, kom verander die denke van hierdie land. Here, ons bid dat ons sal terugkeer na U, dat ons land sal terugdraai na U, want U is die koning van die heelal, U is die heerser ook van hierdie land. Ons erken U, soos ons voorvaders U erken en aanbid het, so wil ons vandag U aanbid en erken. En ons wil dan al die lof en die eer bring, want U
U is die regter en U is die koning van hierdie land. Ons gee hierdie land en elke tree van hierdie land terug aan U. En ons dank U dat U weer eens en nog steeds van alles in beheer is, ook van hierdie land Suid-Afrika. Amen. Ja, Here, ons bid ook vir hom Botti daar in die hospitaal. Ook die beroerte wat hy gekry het in ons. Bid dat daar spoedig beterskap sal wees. En dat ons daardie sterk oom wat ons geken het, dat hy weer so sterk sal wees. Ons plaas hom in U hande. Amen. Amen en amen. Ja, dit was lekker om saam te kuier. Mag die Here vir julle seën. Ons gesels volgende week weer as alles goed gaan. Ja. Mag julle 'n goeie week en naweek hê. Totsiens. Totsiens, 'n mooi loop. Tot volgende week.